Ons is by sessie 15 en dan nog steeds besig met Sondag 4 en dan vraag antwoord 11. En dis die vraag, is God dan nie ook barmhartig nie? Dit hang dan natuurlik saam met ons vorige gedeelte, wat ons oor gepraat het, en die antwoord daarop is, God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid, dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen word, ook met die zwaarste straf gestraf moet word. Dit is met die ewige straf aan liggaam en siel. So dit is wat die katekismus nou sê. Skalk, is God dan nie ook barmhartig nie? Mens wil sê ja, maar dan. Ja, God is barmhartig, maar kyk, kom ons kom net eers gou by waar ons nou is. Onthou, ons is nou, hierdie is nou die oorgangsvraag tussen die deel oor die sonde en die deel oor die verlossing. Ja. So dis 'n baie slim plek waar hy ingesit is, en hy is doelbewus ingesit as 'n oorgangsvraag, om ons voor te berei op wat kom. Onthou dat die katekismus, het ons reg aan die begin gesê, en is nou net 'n herinnering daaraan, is in 3 groot dele opgedeel. Hy het die inleidende vraagie, wat nou los van die 3 dele staan, wat is jou enigste troos? En dan het hy die deel, wat is die 3 goed wat ons moet weet, om salig te kan lewe en sterwe. Die eerste is hoe groot my sonde en ellende is, die tweede is hoe ek van my sonde en ellende verlos kan word, en die derde is hoe ek God dankbaar kan wees. Maar nou is dit interessant, dat as jy na die katekismus kyk, dan sien jy, dat oor die deel oor die sonde, is basies 3 sondae. Ja. Die deel oor die verlossing is 27 sondae, dis meer as die helfte van die jaar. Onthou, daar is 52 sondae, 27 is net oor die helfte. Ek voel vir my, ons is nou al so lank met die sonde besig, maar Jesus, ons gaan lank met die verlossing besig. Ons gaan lank met die verlossing besig wees, wat 'n saligheid is dit nie, maar, en dan die deel oor die dankbaarheid is 21 sondae. So die swaar wig van die katekismus lê by die verlossing, en ons staan nou op die drempel van die verlossing. Ons maak nou die deurtjie oop tussen sonde en verlossing, wanneer ons oor God se barmhartigheid dink. Nou, daar's 'n Hollander wat oor die katekismus vraag destyds geskryf het, jare terug, 'n Hollandse prof, wat gesê het, toe Holland in die Tweede Wêreldoorlog gebombardeer is deur die Duitsers, is daar 'n duik wat die see uitgehou het, en waar dit agter opgebou is, droog gelê is, en daar was 'n enorme, pragtige tuin, vir akkers en akkers was die tuin groot. En toe bombardeer die Duitsers daai duik weg, en die seewater spoel in en vernietig alles. Sê, dit het 'n paar oomblikke gevat om alles te vernietig. Ja. Maar hy sê, dit vat 'n leeftyd om dit weer reg te kry. En dit is die verhaal van die Bybel. Dis 'n paar oomblikke wat die sonde, wat dit vir die sonde vat om alles te breek. Ja. Want sonde is so verskriklik. En dit vat vir God 'n hele geskiedenis om dit reg te kry. Generasies tot ons by Jesus kom, en nog terwyl ons op pad is na die wederkoms. So, dit wil sê, met ander woorde, die feit dat die katekismus min oor die sonde praat, wil nie sê dat die sonde nie verskriklik is nie. Ja. Maar, en dat hy lank oor die verlossing moet praat, is om te sê hoe duur en hoe duur dit is vir God, en hoeveel moeite God moet doen om dit reg te maak. Maar onthou nou, dat selfs as ons oor die sonde gepraat het, ek het dit 'n paar keer gesê, maar dalk nie eers genoeg nie, is dit elke keer ons troos. Want daar's ook 'n troos in die dinge wat ons oor die sonde sê. Daar's 'n troos in om te weet hoe groot my sonde is. Daar's 'n troos in vir my om te weet, jette, as die sonde so verskriklik is, en God doen moeite om dit reg te maak, dan gaan God mos nou nie
sommer net skielik nou hande in die lug gooi en sê, okay, kom ons laat die hele spul tot niet gaan nie. Dit gaan God nie doen nie. En so die troos daarin is dat ek in die verskrikking van die sonde, die oorweldige liefde van God ontdek. Skalk, kan ek net vir jou nou, hier is 'n ding wat my nou sommer laat dink. God is barmhartigheid, hy gee om, hy gee om, en die om is groot. Dit is maklik om God se barmhartigheid te aanvaar, dat God se barmhartigheid vandag van my is. Soms verskriklik moeilik om te begryp, God gee om, wat beteken, hy gee om vir meer as wat ek omgee. En dat daar dieselfde barmhartigheid, en ek dink dis die probleem, jy weet, dat ons vandag baie maklik God se barmhartigheid na ons kant toe vat, maar baie veroordelend eintlik is oor sy barmhartigheid vir 'n kwessie vandag wat moedeloos is. So jy weet, as ons vandag praat, God gee om. Ek is so maklik om te sê, met God gee vir die wêreld om, hy die wêreld lief. Maar kom ons dink net, jy weet, wat sou dit beteken gemeet aan die chaos wat ons vandag in 'n wêreld sien? Met ander woorde, as ek oor die kindertjies in Gaza praat, oor die vroue, oor pasiënte in hospitale, as ek praat oor Iran, as ek praat oor die Oekraïne, as ek praat oor die Sudan, waar een van die grootste verskrikkinge in die geskiedenis afspeel. Min mense hier besef dit, hoe 'n verskrikking in Iran aan die gang is. As ek praat oor Pakistan, as ek, met ander woorde, oral gee God om. God gee om vir 'n moslim kindjie wat sterf. God se hart breek daaroor. Kyk, en dan ook net die ding, en hy gee nou om van waar jy nou is. Hy gee ook vir jou om. So jou klein dingetjie, en daai groot goed, is net so groot, maar hy wil hê jy moet dit ook sien. Hy wil hê ons moet die makro en die mikro sien. Ons gee net om vir waarvoor ons omgee. En ek wil, as ons nou skielik op daai vlak van omgee kom, dan begin jou kwessies bietjie in 'n ander lig sien as jy God se omgee sien vir Gaza of Wel, ek het nou die dag vir iemand gesê, jy weet wat gesê het, nou ja, as die kindertjies in Gaza dan moet sterf vir Israel se veiligheid, so be it. Ek het vir hom gesê, pas op wat jy doen, want Here Jesus het gesê, doen aan ander, soos jy aan jouself gedoen wil hê. Met ander woorde, as jy nou sê, dis alright, en dat die kindertjie sterf, as 'n terrorist nou kom, en dink, dis 'n goeie ding vir Allah, dat jy en jou kinders sterwe, al is dit nou hartseer dat mense nou doodgemaak moet word, maar het gaan om 'n groter saak, so be it, dis eintlik wat jy sê, dan is dit ook, as hy sê so be it, okay, want ek sê so be it, okay, maar God sê nie so be it, God, en dis hoekom God toornig word, maar as jy nou, as die ouens nou mooi gaan luister, ons luisteraars en ons self, mooi gaan kyk na die antwoord wat die katekismes gee, wil ek toch 'n bietjie van die katekismes beklei hierso. Want die antwoord wat die katekismes gee, sê, God se majesteit word geskenk. Maar wanneer is hierdie geskrywe? In 'n tyd van konings en vorste en prinse, en hulle is die vreksels is dinvelligste klomp mense, want as jy net skeef kyk na hom en jy buig nie diep genoeg nie, dan word jou kop afgekap. En dit is nou half, word dit op God geprojekteer in daardie tyd. God se majesteit word geskenk. Ek wil net sê, okay, goed, ek wil nie 'n ongehoorsame kind van die kerk wees nie, so ek sal sê, alright, maar ek wil, as ek dit moet skryf, het so gesê, het God se liefde word seer gemaak. Onthou, Karl Barth het hierdie ongelooflike ding geskrywe iewers in sy dogmatiek, sy kerklike dogmatiek. Hy het gesê dat God deur die verbond kom God so naby aan ons, dat ons God kan seermaak. Luister mooi. Deur die verbond kom God so naby aan ons, dat ons God kan seermaak.
Want God, wat liefde, nou gaan ek weg van Bart af, ek brei nou uit op wat Bart gesê het, ek wil nou nie goed aan hom toeskryf wat in my eie kop gebeur het nie, maar liefde maak ons kwesbaar. Ja, omdat jy jou kind lief het, is jy kwesbaar. Jy kan nooit meer sonder na jou kind kyk sonder om te bekommer, wat gaan die wêreld aan my kind doen nie. Daar is, en ek wil nie hê dat my kind moet seer kry nie. Liefde maak my kwesbaar. As my kind vir my kwaad is, dan maak dit my hart seer, want liefde maak my kwesbaar. En God het ons so oneindig lief. Weet jy, in die teks wat ons daarmee help, is 2, as jy ons Jesaja 63 lees, en lees Efesiërs 4, as ons in Efesiërs 4, haal Paulus vir Jesaja 63, ek dink is vers 9, ek is nie heeltemal seker nie, haal Paulus vir Jesaja 63 aan, waarin hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees nie. Ja. God, in Jesaja 63 sê God, in al hulle benoudhede was ek benoud. Ja. So as ek benoud raak, dan is God so naby aan my, dat God my benoudheid aanvoel, dat dit sy benoudheid word. Maar sy benoudheid het weer te doen met meer as waaroor ek benoud is. So as ons praat van God se grootheid en regverdigheid, dan praat ons eintlik wat hy sê oor God se omgee. 'n mooi teks is vir my daai ene in Job, waar Eli sê, en hulle het hierdie gesprek oor sonde. Wat is sonde en die implikasie? Dan sê hy, Job, wat doen dit aan God as jy sonde pleeg? En wat doen dit aan God as jy regverdig is? Asof, jy weet, dan sê jou sonde en jou onskuld, jou regverdigheid raak jou medemens. Wat eintlik daarmee of sê, weet, dis God se groter omgee. So God raak toornig, omdat hy gelyk omgee vir sy totale skepping. Ja. En nie net vir ons in hierdie klein pockets wat reg of verkeerd doen nie, nee. Ja. En as ons dit begin besef, dan verander die skaal skielik. En dan doen dit iets aan ons. Ek onthou toe ek 'n seentjie was op die plaas met 'n windbuks wat die mossies moes jag en skiet. En ek skiet 'n mossietjie en hy val op die grond. En ek lees in my Bybel dat daar val nie 'n mossie op die grond sonder my hemelse Vader nie. Jy kan dit onthou. Het ek opgehou skiet na enige ding. Ja. Ek was en ek kon nie, want ek het net besef, God het ook die mossies lief, en wat ek aan 'n mossie doen, raak ook God se hart. Maar is dit nie wat met Paulus gebeur het met sy bekering? Weet, ek is so regverdig en ek is so vir God se saak, en dan skielik, hoekom vervolg jy my? Sê, maar ek vervolg die regte mense. Ja. Ek vervolg die slegte mense. Ja, maar sê my. Ja, maar jy is besig om my te vervolg. Ja, en dan hierdie ontnugtering, wat Paulus swaai van 'n, jy weet, van letterlik die een kant, totaal van hierdie genade, jy weet, hierdie groter genade. Maar dan gaan ons nader na, ons kyk nie net, want ek maak, as ek my medemens seermaak, en die mossie seermaak, dan maak ek ook vir God seer. Want God is so naby aan my, en God het my so lief, dat wanneer ek teen God se wil begin optree in hierdie wêreld, dan breek God se hart. Ja. En so sê, dis nou mooi wat jy sê, ons kyk baie eng na geregtigheid en regverdigheid, soos 'n regter, nee, 'n regter is ons nou regverdig, maar regter gee nie eintlik om nie. 'n Regter is volgens die wette en reëls. Hy beoordeel wat voor hom is. God is nie so 'n regter nie. Hy is 'n regter wat geïnvesteer is in ander goed. Daarom sy geregtigheid en barmhartigheid en liefde is nou saam, en nie apart soos
geregtigheid nie. Ja. God, geregtigheid in die Ou Testament het alles te maak met wat jy aan die weduwee, die wees, die vlugteling. Maar hoekom mis ons dit? Ek kom agter ons lees dit staan daar. Ja, Dit staan dwars oor die Bybel, maar tog het ons 'n baie meer legalistiese konsep aan God se geregtigheid as hierdie genade en liefde. kan ek vir jou antwoord gee op die hoekom? Ons sonde. Ja. Ons is van nature geneig om God in ons naaste te haat. Daarom is ons van nature blind vir die hart van God. En dit is hoekom die katekismes wil juis met hierdie vraag wat ons nou mee klaar gemaak het oor die sonde, wil hy ons oë oopmaak vir iets wat ons van nature miskyk. Ek dink ons moet Kom ons kyk net na die gespreksvraag. Toe dis iets van weer eens dink by jouself, praat met iemand oor die volgende. God is so naby aan ons dat God ons emosie in homself voel. Dink 'n bietjie daaraan. Dis 'n ander perspektief. Tweede ene, dink 'n bietjie, het jy al die Heilige Gees bedroef? Dit is omdat die Heilige Gees jou liefhet. Vertel vandag vir 'n medegelowige dat God die Gees haar liefhet. En dan 'n bietjie vooruitdink na ons volgende sessie toe. Ons is in die skuld by God en kan nie self betaal nie. Ons weet ook dat Christus ons skuld betaal het. Oor watter eienskappe beskik Jesus wat hom uniek in staat maak om mense se skuld te betaal? So ons gaan volgende sessie daaroor praat.